Right, in die vorige twee video's het ons hoofsaaklik gefokus op die vereenvoudiging van eksponente, maar as dit vir jou gegee word as 'n breek. Toe kyk ons in die eerste video, wat doen jy as daar maal is tussen daai basisse, wat is jou 5 stappe? In die tweede video het ons gekyk na som nommer 2, wat doen ek as daar plus en minus tussen my basisse is? Right, so hierdie twee vrae vra hulle altyd. Jy kan definitief weet dat in 'n vraestel, in 'n eksamenvraestel, daar altyd ten minste een van hierdie twee opsies gaan wees. Maar natuurlik is daar ook ander tipe eksponent vrae wat jy moet kan doen. So hier sit ek sommer net so 4 geskryf, net sodat ons 'n bietjie deur die eksponentwette weer kan praat. Okay, so as ons kyk na nommer 1. Nommer 1 is 16 tot die maag 11. Wat is vir my oplettend hier? Die feit dat ek 'n eksponent het wat te breek is. Nou jy kan nie met 'n eksponent werk wat te breek is nie. Alright, jy kan nie net in die sakrekenaar gaan insit 16 tot die maag 11 en dink jy gaan jou antwoord kry nie. Alright, 0 punte vir dit. So wat moet ek doen? So wanneer jy sien dat jou eksponent 'n breek is, dan begin jy deur altyd eerste jou basis se priemfaktore te kry. Okay, so ons nogals 'n trend as dit kom by eksponente. Jou eerste stap is omtrent altyd 99% van die tyd kry eerste jou basis as priemfaktore. Okay, so in hierdie som is my basis 16, so ek gaan die priemfaktore van 16 moet kry, so ek gaan in my sakrekenaar intik, 16 is gelyk aan shift fact. En 16 se priemfaktore gaan nou uitkom as 2 tot die maag 4. So ek skryf my 2 tot die maag 4 in 'n hakie, en dan sit ek my eksponent buite die hakie. Nou wat doen eksponente as dit so tot die maag mekaar is? Wat gaan daai twee eksponente mekaar doen? Hulle gaan met mekaar gaan maal. So ek gaan sê, alright, my 2 is my basis, 'n basis kan nie verander nie. En dan gaan ek uitwerk, wat is 4 maal 'n half? En as ek uitwerk, wat is 4 maal 'n half, dan kry ek, dit is 2. Ek weet dat 2 tot die maag 2, 4 is. Okay, hulle kan vir jou enigiets gee. Kom ons sê hulle gee vir jou 125 tot die maag, of nee, kom ons vat sommer 64 tot die maag 4 op 3. Okay, ons gaan kry die begin, kry die priemfaktore van jou basis. So 64 is 2 tot die maag 6. Skryf hom in 'n hakie. Buite my hakie het ek 4 op 3. Wat gaan hierdie twee eksponente met mekaar doen? Hulle gaan maal. My 2 bly 2, en dan gaan ek sê, wat is 6 maal 4 op 3? En dit gaan dan vir my gee 2 tot die maag 8. Daai is nie meer 'n breek nie. Dit is 'n heel getal, wat beteken ek kan nou gaan uitwerk, wat is 2 tot die maag 8? En 2 tot die maag 8 gee dan vir my 256. Okay, so hier is wat ons noem die rasionalisering van breuke. So wanneer, van eksponente. So wanneer ook al jou eksponent 'n breek is hierdie wat jy doen. Maak jou basis 'n priemfaktor, maal die twee eksponente met mekaar, en dan behoort jy 'n heel getal eksponente kry, wat jy dan net kan vereenvoudig. Okay, so as ons dan kyk na nommer 2, want ek gaan nommer 2 hierso skryf, kry ek die vierkantswortel, of derdemagswortel, van 64 x tot die maag 9 uit tot die maag 3. Alright, wat sê my eksponentwet doen ek met wortels? Alright, so ons begin. My getal 64. Is 64 'n grondgetal of is hy 'n eksponent? Okay, 64 staan op die grond, so hy is 'n grondgetal. So jy het nie 'n eksponentwet vir 'n grondgetal nie, want hy is nie 'n eksponent nie. So ek gaan letterlik net gaan uitwerk, wat is die derdemagswortel van 64? Alright, dan beweeg ons aan. Volgende, het ek 'n x tot die maag 9. Wat is daai 9? Is daai 9 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Hy is 'n eksponent. My grondgetal is x, so x bly x. En wat gaan hierdie twee nou met mekaar doen? Hulle gaan met mekaar deel. So jy gaan altyd die eksponent binne in jou wortel vat, wat in hierdie geval 'n 9 is, en hom deel met die tipe eksponent wat jy het. So ons het 'n
derde magswortel. So ek gaan sê 9 gedeel deur die tipe wortel wat ek het, wat 3 is. Dan doen ek dieselfde, my volgende ene is y tot die mag 3. Wat is daai 3? Daai 3 is 'n eksponent. So y bly net y. En wat gaan my eksponent doen? Die binneste eksponent wat 3 is, gaan deel met die tipe wortel wat ek het, wat 'n derde magswortel is. Okay, so die derde magswortel van 64 is 4, 9 gedeel deur 3 is 3, en 3 gedeel deur 3 is 1. So my finale antwoord is 4x tot die mag 3, y tot die mag 1, of ek kan dit ook skryf sonder daai 1, as dit 4x tot die mag 3, y. Okay, as ek bijvoorbeeld 125 gaan die werkie, 25 x tot die mag 4, y tot die mag 8 is, gaan die selfde ding doen. Alright, daai 25, vraag ek weer eens myself, is daai 25 'n grondgetal, of is hy 'n eksponent? Wel 25 staan op die grond, so hy is definitief nie 'n eksponent nie, so ek gaan net uitwerk, wat is die vierkantswortel van 25? Dan beweeg ons aan, die volgende wat ek het, x tot die mag 4, wat is daai 4? Daai 4 is 'n eksponent. Wat doen my eksponente? Die binneste eksponent wat 4 is, deel met die tipe wortel wat ek het. Watse wortel het ek hierso? Ek het 'n vierkantswortel. So wat is die waarde van 'n vierkantswortel? Dit is 'n 2. So met ander woorde, ek gaan nou sê, wat is 4 gedeel deur 2? Dan my laaste een is y tot die mag 8. Is daai 8 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Wel vir my lyk hy soos 'n eksponent, so ek gaan sê 8 gedeel deur die tipe wortel wat ek het, wat 'n 2 is, en dan kan jy net gaan uitwerk. So die vierkantswortel van 25 is 5, x tot die mag 4 gedeel deur 2 is 2, en y tot die mag 8 gedeel deur 2 wat 4 is. En daar is jou finale antwoord. Okay, so dis wat jy doen as jy wortels het. Alright, ek wil eers eens op na nommer 4 kyk, en dan sal ons na nommer 3 kyk, want nommer 4 is bietjie makliker. Ek weet nie hoe kom ek hulle so omgeskryf nie. So dis minus 8, skrag, p tot die mag 5, q tot die mag 7, tot die mag 3. Alright, begin weer. Is minus 8 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Wel, minus 8 lyk vir my of hy op die grond staan, so minus 8 gaan sit ek in sy eie hakie, en ek gaan uitwerk, wat is minus 8 tot die mag 3? Dan beweeg ons aan. Volgende het ek p tot die mag 5. Wat is daai 5? Is hy 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Wel, in hierdie geval is daai 5 'n eksponent. So wat gaan daai 5 doen? Hy gaan maal by die eksponent wat buite jou hakie is. So ek gaan sê p tot die mag 5 maal 3. Dan doen ek dieselfde met q. Is daai 7 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Wel, hy is definitief 'n eksponent, so ek gaan dan sê 7 maal, wat is die eksponent buite my hakie? 3. Right, dan kan jy dit gaan uitwerk. Minus 8 tot die mag 3, onthou as jy dit in jou sakrekenaar intik, moet jy daai hakie insluit, anders gaan jou teken verkeerd wees. So minus 8 tot die mag 3, gee vir my minus 512, p bly p, 5 maal 3 is 15, en 7 maal 3 is 21. So net soos hierso by die vorige vraag, moet jy net seker maak, is die getal waarmee ek werk 'n grondgetal of 'n eksponent? As hy 'n grondgetal is, werk ek hom uit as 'n grondgetal. So alhoewel ek sit hom in die wortel of ek sit hom tot die mag. As dit 'n eksponent is, het ek 'n spesiale eksponent wet vir dit. In 'n wortel deel die eksponent, en 'n hakie maal die eksponent. Alright, so die laaste enetjie, nommer 3, is om net 'n lekker kombinasie van alles. So, laat ek hom net gou hierso vat, ek wil my koppie. My orde, wat vang ek nou aan? Sorry julle, ek is nie baie gewoond aan al die fancy stuff wat ek soms moet doen nie. Okay, hierso. Alright, so daarso het ons nou vir nommer 3.
So daar is baie goed wat hier aangaan. Ek het 'n breek binne in die hakie, en buite die hakie het ek ook nog 'n eksponent. So waarmee gaan ek eers begin? Dit maak nie saak nie. Ek persoonlik verkies om altyd eers te begin met my eksponent wat buite is. So met ander woorde, ek gaan dieselfde wat ons hier by nommer 4 toegepas het, hierso nou toepas. Okay, so die eerste ding wat ek het, is minus 2. Is minus 2 'n grondgetal of is hy 'n eksponent? Wel, minus 2 volgens my is 'n grondgetal, so ek gaan dan sê minus 2 tot die mag 4. Alright, dan het ek x tot die mag 4. Is hierdie 4 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Hy is 'n eksponent. So met ander woorde, daai 4 en daai 4 moet met mekaar maal. Dan die volgende ene is my y. Weer eens, daar het ek 'n 2. Is daai 2 'n grondgetal of is hy 'n eksponent? Hy is 'n eksponent. So dit gaan word 2 maal 4. Onder die lyn, so onder my eksponent, onder my breek, het ek x tot die mag minus 1. So is daai minus 1 'n eksponent of is hy 'n breek? Hierdie video's. Okay, is hy minus 1 'n eksponent of is hy 'n grondgetal? Hy is 'n eksponent. So met ander woorde het geword x tot die mag minus 1 maal 4. En dan die laaste ene, y tot die mag 3. Is daai 3 'n grondgetal of is hy 'n eksponent? Hy is 'n eksponent. So het gaan word 3 maal 4. Sien jy op hierdie stadium van hierdie storie, worry ek nie dat daai x tot die mag minus 1 is nie. Ek los my negatiewe eksponente tot my finale stap. So nou werk ek net met die minus. Okay, so kom ons gaan werk dit net gou uit. Minus 2 tot die mag 4 gaan word positief 16. X tot die mag 4 maal 4 gee vir my 16. Y tot die mag 2 maal 4 gee vir my y tot die mag 8. Onder die lyn het ek x tot die mag minus 1 maal 4, so dit gee vir my x tot die mag minus 4. Y tot die mag 3 maal 4 is 12. Okay, so nou het ek net 'n breek. Wat doen my eksponente as ek deel? My eksponente gaan met mekaar minus. Alright, 16. Het jy jomie nie, so 16 bly net 16. X. Wat is my eksponent bo die lyn? Bo die lyn het ek 16. Minus. Wat is my eksponent onder die lyn? Onder die lyn het ek minus 4. Met ander woorde, ek gaan hom nou in 'n hakie skryf, want hy is minus 4. Right, so vir veiligheid, net soos ons gesit in een van die ander video's, ek dink dit was met een van die eerste somme, ja, wanneer ook al jy deel en jy met minus, sit maar net al jou eksponente onder die lyn in 'n hakie vir veiligheid. Dan weet jy, dan kan jy tekenfout deurglip nie. Okay, so dieselfde ding hierso. Daai minus 4 is onder my lyn, so ek sit op 'n hakie, so ek het 16 minus, hakie minus 4, en dan my y het ek 8 minus, en as jy wil kan jy 12 ook aan hakie sit, 12. Okay, so daai minus wat hierso staan, is as gevolg van die eksponentwet wat sê ek moet minus. Okay, dan gaan werk ons uit. 16 bly 16, x tot die mag, 16 minus en 'n minus word 'n plus. So wat is 16 plus 4? Dit gee vir my 20. En y tot die mag 8 minus 12 gee vir my minus 4. Ek het nie meer enige ander bewerkings oor nie, so nou in my finale stap gaan kyk ek, het ek nog enige eksponent wat negatief is? Ja, my y is nog tot die mag minus 4. So net die y gaan onder toe skuif. Daai 16 is nie 'n eksponent nie, so hy kan in elk geval nie skuif nie. X tot die mag 20, 20 is positief, en dan onder die lyn het ek nou y tot die mag positief 4.